As daar nou een hoofstuk is wat ook daarom nou al 'n klomp praatjies gemaak het, saam met hoofstuk 13, dan is dit hoofstuk 20, waar die Satan self in 'n vuurpoel gegooi word vir 1000 jaar. Ek dink ons kan hierdie hoofstuk verstaan op 'n baie beter manier as ons net die teks self lees, en nie op spekulasie en op kerklike opinies en op ons eie opinies staat maak nie. So ek wil jou gou uitnooi om saam met my net hoofstuk 20 behoorlik en reg te lees. Dit begin met die woorde dat daar 'n engel uit die hemel uitkom en aan hom is 'n sleutel gegee van 'n bodemlose put, en hy gryp toe die draak en hy gooi die draak in hierdie bodemlose put en sluit dit toe vir 1000 jaar. En as hierdie 1000 jaar verby is, sluit hy hom oop en dan kom die Satan uit om die wêreld vir 'n klein rukkie te mislei. Maar nou moet ons hierdie teks nog verder lees. In dieselfde asem vers 4 sien Johannes trone in hierdie selfde tyd. Kyk nou mooi, Satan word deur 'n engel gevat vir 1000 jaar in 'n put gegooi. In dieselfde tyd vers 4 is daar trone, en op hierdie trone sien Johannes mense sit wat die mag het om te oordeel. En Johannes sien ook die siele van hulle wat onthoof is vir hulle getuienis van Jesus en vir die woord van God, en wat nie die dier aanbid het of sy beeld aanbid het nie, en wat geweier het om sy merk te aanvaar. Hulle het lewendig geword en hulle regeer saam met Jesus vir 1000 jaar. So jy moet die volgende sien. Satan is ondergronds en die gelowiges wat gesterf het, regeer saam met Jesus vir 1000 jaar. So, wat het ons tot nou toe in Openbaring geleer? Ons het geleer dat wanneer 'n mens sterwe, is jy by Christus. Ons het gesien hoe gelowiges by Jesus aansluit na dood, so hoofstuk 16 alreeds. Ons het dit vroeër gesien by die 6de seël wat oopgemaak is, dat gelowiges na doods postmortem bewustelik by Jesus is. Johannes gee vir ons net nog so 'n beeld. Die 1000-jarige vrederyk gebeur nou. Gelowiges wat gesterf het, wat die eerste dood gesmaak het, regeer vir 1000 jaar in die hemel. Satan is vir 1000 jaar in die onderaardse diepte. En dit is die tyd van die eindtyd. En dit is interessant dat Satan van die toneel af verdwyn het, nadat hy sy diere die see en die diere die aarde opgerig het in hoofstuk 13, is Satan weg. En nou kry ons 'n verklaring. Hy is in die onderaardse diepte toegesluit. Onthou, Satan bood God na, en hy wil ook op 'n troon sit, en toe sê die engel, goed, ons sal vir jou 'n troon gee. Vir 1000 jaar gaan jy ondergronds in die onderaardse diepte op 'n troon sit, onder huisarrest. Satan se naakte mag is ingeperk. Hy kan net regeer totdat die wederkoms aanbreek, deur die diere die see en die diere die aarde. Bedoelende, die 1000 jaar is die tyd van Christus se regering in die hemel, en die vraag is, waar Satan in hierdie tyd, hierdie eindtyd? Hy is onderaards. Hy is gevange. So Johannes gebruik 2 maniere om oor die eindtyd te praat. Hy noem dit 3,5 jaar, of 1260 dae, en hy noem dit die 1000 jaar. Maar die 1000 jaar gebeur in die hemel, en die teks sê dit, lees dit saam, lees die teks versigtig. Ek sien die siele van hulle wat geweier het om die dier te aanbid, hulle het lewendig geword, 20 vers 4, en saam met Christus geregeer. Die res van die dooies sal nie lewendig word nie, totdat hierdie 1000 jaar verby is, bedoelende, hulle oordeel wag by hulle op die eindoordeel. Die eerste opstanding vind plaas wanneer jy sterf. Dis die eerste opstanding, sê Johannes. Dan sluit jy as 'n gelowige by Christus aan. Wanneer hierdie eerste opstanding verby is, en wanneer dan eers sal die eindtyd finaal aan die einde kom. En dan het ons nog 'n saligspreek, vers 6. Geseënd is hy wat deel het aan hierdie eerste opstanding. Die tweede dood het oor hom geen mag nie. Dis nou heel logies. Jy wat gesterf het, het nou opgestaan en is by Christus, as die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. Die tweede dood, naamlik die eindoordeel, het oor jou geen mag nie. En jy sal saam met Christus regeer vir 1000 jaar. So ons weet, geliefdes, as jy en ek sterwe, sluit ons nie 1000-jarige vrederyk in die hemel aan. In hierdie tyd is Satan se naakte mag gebind. Ons gaan saam met Christus bewustelik, Filippense 1 vers 21 wees. Ons gaan saam met hom regeer, soos wat Openbaring 20 vers 6 sê. Gelukkig is jy
oor wie die tweede dood geen mag het nie. Jy sal 'n priester wees, en jy sal saam met Christus vir 1000 jaar regeer. En as die 1000 jaar verby is, vers 7, word Satan losgelaat. Hoekom? Want daar is nie meer ander magte oor nie. Ons het mos nou gesien, hoe die dier en die dier vernietig is in Babylon. En dan maak hy gou die nasies bymekaar, die Gog en Magog, van Jesegiel 8:39, die sataniese magte, en hulle ruk op, en dan kom maar vuur uit die hemel, en hulle word almal vernietig. En die Satan, Openbaring 20 vers 10, word in die vuurpoel gegooi, waar hy dag en nag vernietig word. Satan word vernietig. Dis die einde van die einde. Satan is verslaan. En dan breek die eindoordeel aan. En die vraag is, wat van gelowiges en ongelowiges? 20 vers 11 tot 15. Dan sien ek 'n groot wit troon, selfde troon van hoofstuk 4, en ek sien God sit daarop, en alles geen voor hom pad. Dan sien ek die dooies klein en groot, wat voor die troon staan. En dan word die boeke oopgemaak. Alle boeke. En dan word daar geoordeel oor wat daar in hierdie boeke staan. Maar nou moet jy hierdie teks fyn lees. Want hierdie teks is nie fyn genoeg aan my verduidelik as 'n jong oukie nie, want ek het net gehoor, die Here hou boek. Hy gaan vir ons terugkry. Hy ken alles wat in die boeke staan. En ek het altyd bang geword vir daai laaste dag, want ou Dominee het eendag 'n preek gehad en gesê, die Here het boek gehou van alles wat jy doen. En ek het net gedink, ek en my ma moet langs mekaar daar sit, en dan maak die Here die boeke oop, en begin hy lees, en dan gaan my ma sê, ek ken hy kind nie. Dan sal ek vir haar sê, ma, jou boek kom nog. Maar feit is, alles word van boek gehou, behalwe, hoor mooi, as jou naam nie geskryf is, vers 15, in die boek van die lewe nie, dan word 'n ander boek oopgemaak, die boek van die lewe, en daarin is net mense se name. So op die laaste dag gaan God almal in die vuurpoel gooi, die dood en die doderyk gaan in die hel beland. Maar as jou naam staan in die boek van die lewe, daar is 'n ander boek oopgemaak, soos vers 12 sê. En daardie boek is die lewensboek. En dit is die wonderlikste boodskap ooit. Daarom is ek nie bang vir die eindoordeel nie. Daarom is die eindoordeel nie 'n dag van verskrikking nie. Nie vir 'n gelowige nie. As jy ongelowig is, dan moet jy saam met hoofstuk 6 uitroep, berge val op ons, heuwels bedek ons. Maar as jy 'n kind van God is, as Christus jou verlosser is, dan werk die eindoordeel anderster. God het 'n dubbele oordeel op die einde. Hy het 'n oordeel op mense se dade, dis die wat die dier aanbid het. Hy ken ons op ons name. En as God jou op jou naam ken, dan is dit waar, soos wat hoofstuk 14 sê, dat hy sy naam op my voorkop geskryf het. Ek is dubbel gemerk. Ek is op 'n dubbele merksysteem. Of op die merksysteem van die dier, of op die merksysteem van die Here. My naam is vir God belangrik genoeg, en dan word ek nie in die vuurpoel gegooi nie. Ek wil hoofstuk 20 saamvat, omdat dit 'n hoofstuk is wat so dikwels misverstaan is. Hoofstuk 20, as jy die teks lees, en vergeet van wat jou kerk of wat ander boeke leer, en net gaan kyk na wat die teks sê, dan vertel dit dat, totdat Christus weerkom, daar bose magte in die wêreld aan die werk is. Dit vertel dat, hoe dat Satan, toe hy in die hemel was, net na Jesus die hemelvaart en uitgegooi is, geleer het om vir homself ook 'n sataniese trio op die been te bring. Hoofstuk 20 vertel nou egter vir ons, hoekom ons nooit weer van Satan lees, behalwe 'n vinnige verskyning in hoofstuk 16, tot en met hoofstuk 20 nie. Want hy is in die onderaardse diepte, hy regeer deur sy 2 diere. Ons het in hoofstuk 19 gesien hoe sy diere deur Christus vernietig word. Hy alleen bly oor. Ons het gesien dat hierdie tyd, terwyl Satan op aarde is en die hemel 'n 1000-jarige vrederyk is, dat diegene wat sterf by Jesus in sy 1000-jarige vrederyk gaan aansluit. Oor hulle het die eerste dood geen mag nie, en die tweede dood geen mag nie. En as hierdie 1000-jarige vrederyk in die hemel verby is, dan kom Christus aarde toe. En dan kom hy om die Satan te vernietig, wat intussen vir Oulaas, toe hy losgelaat is, al die nasies, die Gog en die Magog, wat sataniese magte, in Jesegiel 8:39 voorstel by mekaar maak.
Dan word hy onseremonieel in die vuurpoel gegooi, en alle mense, klein en groot, kom staan dan voor God se troon. God oordeel tweevoudig, of op mense se werke, of op hulle name. Jy en ek het die goeie nuus. Ons naam is in die boek van die lewe. God se naam is op ons voorkop. Ons gaan dit maak.